As jy 'n stomp uit 'n vuur sou haal, sal dit vir 'n tyd lank nog gloei, maar mettertyd verloor dit sy hitte. Dit is in die vuur saam met ander stompe wat die hitte warm bly gloei. En geloof werk dikwels net so. Kyk, ons praat so maklik van geloof as iets persoonlik, iets tussen my en die Here. Iets wat ek self moet hê, self moet verstaan, self moet volhou. En daar is iets persoonlik daaraan, maar die evangelies wys vir ons dat geloof is nie alleen pad nie. In Markus 2 lees ons van 'n man wat nie op sy eie krag by Jesus kon uitkom nie. Hy's verlam, hy's vas, hy's afhanklik. En dan lees ons hoe 4 ander mense hom optel, deur die strate dra, op 'n dak klim, deur dit breek en hom laat sak voor Jesus. En dan lees ons hierdie woorde van Jesus. Toe Jesus hulle geloof sien. Nie net sy geloof nie, hulle geloof. Die man word genees nie omdat sy geloof so sterk of so indrukwekkend is nie, maar omdat ander bly glo het en hom gedra het, selfs toe hy nie self kon nie. En dis bevrydend, want dit beteken, geloof is nie altyd iets wat ek alleen hoef te bring nie. Ons almal ken seisoene waar geloof anders voel, daar wanneer dit dalk maklik vloei, maar ook die tye wanneer dit stil raak. En dis tye wanneer dit voel, asof ons net nie die energie het om te glo soos voorheen nie. En hier is die goeie nuus. God het ons nie geskep om hierdie pad alleen te stap nie. Wanneer jou geloof sterk is, kan jy dalk ander help dra. Maar wanneer jou geloof wankel, kan ander jou dra, jou herinner aan wie jy is. Nou dit vra nederigheid om te sê, ek het ander nodig, maar dis dikwels hier waar geloof se groei begin. Nie in onafhanklikheid nie, maar in verborgenheid. En dis hoekom ons saam aanbid. So kom ons saam na God se woord luister. Hoekom ons ruimtes nodig het waar geloof gedeel kan word, eerlik en sonder voorgee. Want soms is geloof iets wat jy net nie het nie. Soms is dit dat jy nodig het dat ander jou sou dra. So kan ek jou vra, wie is die mense saam met wie jou geloof warm bly? En om dan doelbewus 'n ritme te ontwikkel en te kies. Dalk is dit 'n gesprek, koffieafspraak, dalk is dit om deel te word van 'n groep. Nie omdat iets verkeerd is nie, maar omdat geloof groei, wanneer dit in die vuur saam met ander bly. Mag die Here jou lei om weer attent te wees op hulle wat saam groei in jou geloof. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons geskep het vir verhouding met U, maar ook met mekaar. En Here, help ons om daai waagmoed aan die dag te lê, om ons lewe oop te stel vir ander. Vir daai tye wanneer ons ander kan dra, maar ook kan toelaat dat ander ons dra. Lei ons hierin, Here, in die wete dat daar waar 2 of 3 in U naam saam is, daar is U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.